So weer eens baie welkom, dit is vir my weer baie lekker om hier te wees en om die woord vandag met julle te deel. Ons teks en tema kom vandag uit Romeine 8. En die gedeelte se hoofopskrif waarmee ons begin is die heerlikheid wat kom. Dit is vir my so 'n hoopvolle stelling, iets wat ons eintlik by onsself kan dra. Maar daar's sekere oomblikke in 'n mens se lewe wat soms alles verander. Nie omdat ons omstandighede dadelik verander nie, maar omdat ons identiteit verander. En ek het gedink aan 'n aangrypende verhaal deur Rose Lewis, wat in haar boek vertel, haar boek se naam is I Love You Like Crazy Cakes. En sy vertel in hierdie boek dat aan die een kant van die wêreld was daar 'n kinderhuis in China, en daar was 'n klein dogtertjie gewees. Sy het versorgers gehad, sy het maatjies gehad, en sy het 'n bed gehad waarin sy elke aand kon slaap, maar daar was iets wat sy nie gehad het nie. Sy het nie 'n mamma gehad nie. En aan die ander kant van die wêreld, in Amerika, het daar 'n vrou gesit, wat weer 'n familie gehad het. Sy het vriende gehad, sy het ook 'n huis gehad, maar sy het nie 'n kind gehad nie. En sy het begin navraag doen oor aanneming, en na baie papierwerk het die Chinese regering vir haar 'n foto van hierdie kindjie gestuur, van hierdie dogtertjie. En op daardie spesifieke oomblik sê sy te vir haarself, en sy besluit, hierdie is my kind. Nou die dogtertjie het nog niks daarvan geweet nie. Sy het nie geweet iemand is besig om te soek vir haar nie. Aan die ander kant van die wêreld dat haar foto deurgestuur is nie. Sy het nie geweet iemand is besig om haar naam op dokumente te skryf nie, en sy het nie geweet iemand berei al 'n slaapkamer voor vir haar nie. Maar intussen was alles reeds besig om te gebeur. En uiteindelik klim die vrou toe op 'n vliegtuig na China toe, en na 'n lang reis ontmoet sy hierdie dogtertjie vir die eerste keer, en sy kan haar huis toe neem. En soos wat hulle op pad terug huis toe is hulle in 'n hotelkamer, en sy sit hierdie dogtertjie neer op die bed, en met 'n glimlag en deur trane sê hierdie vrou dan vir die dogtertjie, hoe kan jy so perfek wees? En sy sê toe die woorde wat hierdie titel van hierdie boek geword het. Sy sê toe vir die dogtertjie, I love you like crazy cakes. En daardie klein meisie het nog niks gedoen om hierdie liefde te ontvang nie. Om hierdie liefde eintlik te verdien nie. Sy het dit nie of ontvang met goeie gedrag, of gekoop met prestasies, of enigstens verdien nie. Sy's net gekies, aangeneem en geliefd. En so begin die reis huis toe, en op die vliegtuig glimlag sy vir almal, vir die mense rondom haar, en by die lughawe is daar oumas en oupas en ooms en tannies en vriende en familie wat op haar wag om haar te verwelkom. Sy het 'n nuwe naam gekry, 'n nuwe familie, 'n nuwe toekoms, en sy behoort nou. In hierdie teks van Romeine 8 wat ons vandag gaan lees, dink ek Paulus sou eintlik van hierdie verhaal gehou het. Hierdie is dalk 'n boodskap wat hy eintlik parallel met wat hy geskryf het, sou wou vertel. So kom ons lees dit gou vinnig saam. Ek wil net gou by die teks uitkom. So. Ons lees in Romeine 8 vanaf vers 12. Daarom dan, broers, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard om daarvolgens te leef nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is. En deur hom roep ons Abba Vader.
hierdie Gees, ekskuus julle, dis nou 'n ander vertaling. Die Gees self getuig teenoor ons gees, dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename, met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. As ons verder gaan in Romeine 8, in vers 25 en 26 lees ons, maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in, met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. En dan laastens ook, maar in dit alles is ons self meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Ek spring nou lekker deur my slides. Maar ek dink hierdie teks is vir my so 'n mooi voorbeeld. So 'n goeie raamwerk vir hierdie verhaal van die dogtertjie in China ook. Sy het hierdie nuwe naam, hierdie nuwe familie en 'n nuwe toekoms ontvang. Soos ek reeds gesê het, kan ek myself indink dat Paulus van hierdie verhaal sou gehou het, want dit is amper 'n illustrasie van wat hy in Romeine 8 vir ons probeer verduidelik. Die evangelie gaan nie net daaroor dat God ons sondes vergewe het nie. Dit gaan juis oor veel meer. God het ons aangeneem en hy het ons sy kinders gemaak. En iets verrassends gebeur dan. Ons verwag dat Paulus nou sou sê dat die lewe maklik sal wees, omdat ons juis kinders van God is, maar hy sê eintlik presies die teenoorgestelde. Hy sê julle is kinders van God en tog sug julle nog. En miskien is dit juis wat hierdie gedeelte so ongelooflik relevant maak vir ons vandag, want as ons eerlik is met mekaar, leef ons eintlik met 'n tipe sug. Ons sug oor dinge. Ons sug oor teëspoed, ons sug oor gesondheid, dalk kinders of familie en druk. Ons sug oor mense wat swaar kry. Ons sug baie keer oor finansiële druk, gebroke verhoudings of geweld, en definitief oor korrupsie en onsekerheid in ons land. Maar ons sug omdat ons wonder wat môre gaan bring. En dalk sit iemand vanoggend hier, dalk een van ons wat dink, as ek dan regtig aan God behoort, hoekom voel die lewe nog so swaar? En Paulus in Romeine 8 hierso, antwoord hy dan daardie vraag met eenvoud. En hy sê, kinders van God sug ook, maar kinders van God sug anders. Paulus begin hierdie gedeelte volgens my nie met ons probleme nie. Hy begin met ons identiteit. Hy skryf dat almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, kinders is van God. En dat ons nie 'n gees van slawerny ontvang het nie, en ons nie weer hoef bang te wees nie, maar dat die Gees ons tot kinders van God aanneem. Paulus sê nie hier dat dit geld vir almal wat nooit twyfel nie. Hy sê nie God neem ons net aan as ons sterk genoeg glo of as ons nooit struikel nie. Hy sê bloot
almal wat deur die Gees gelei word, is kinders van God. Dit beteken dat ons verhouding met God nie gebou is op ons prestasies nie, maar bloot en eenvoudig net op God se genade. En dit is waarskynlik een van die moeilikste dinge vir ons om regtig te glo, want van kleins af leer ons dikwels dat liefde verdien moet word. By die skool word jy beloon vir goeie punte. By die werk word jy betaal vir goeie prestasie en goeie werk. En in die samelewing word sukses baie keer gemeet aan alles wat jy kan bereik. En baie keer dra ons dan op daai manier ook dit oor na ons geloof toe. Ons leef asof ons elke dag weer vir God moet bewys dat ons sy kinders mag wees en dat ons goed genoeg is om te kan bid. Ons bewys dat ons sy kinders mag wees deur genoeg te bid, deur Bybel te lees, om te probeer ophou sondig, sodat God trots kan wees op ons. Maar Paulus sê, die evangelie werk glad nie so nie. God het ons aangeneem, God het jou aangeneem, omdat Christus perfek was, nie omdat ons perfek is nie. En dis waarom Paulus dan hierdie beeld van aanneming gebruik. In die Romeinse wêreld het 'n aangenome kind presies dieselfde regte gehad as 'n regte kind, 'n biologiese kind. Die ou lewe was verby en die skuld is afgeskryf. Hierdie aangenome kind het 'n nuwe naam en 'n nuwe erfdeel ontvang. Dit is presies wat God dan ook met ons doen en met ons gedoen het deur Jesus Christus. Hy sê nie net hy vergewe ons vir ons sondes nie. Hy sê jy behoort aan my. En ek dink weer aan daardie dogtertjie en hoe lank dit haar sou geneem het om werklik te glo dat hierdie ma, hierdie nuwe vrou regtig haar mamma is. Sy was waarskynlik aan die begin heel onseker. Sy sou seker gedink het dalk sou hulle my terugstuur as ek iets verkeerd doen. Maar haar ma het nie elke oggend opnuut besluit of sy hierdie dogtertjie wil aanneem nie. Dit was een amptelike besluit. Aan die heel begin, voordat sy enigiets daarmee te doen gehad het. Daardie besluit was konkreet en reeds geneem. En net so verander God nie elke oggend sy besluit of van sy plan oor ons nie. In Christus het hy reeds besluit dat ons aan hom behoort, dat julle aan hom behoort. En hierdie waarheid behoort ons lewe dan eintlik heeltemal te verander. Want daar is 'n wêreldse verskil tussen die gedagte dat ons soos kinders van God moet leef, sodat hy ons sal aanneem, en dan die wete dat God ons reeds aangeneem het en ons daarom kan leef as sy kinders van God. Die eerste een is godsdiens wat al vrees, maar die tweede een is 'n evangelie wat bevry, iets wat vryheid vir ons bring. En dis hoekom Paulus dan sê, ons is juis nie meer slawe nie. Ons het nie 'n gees van slawerny ontvang nie. En ons hoef nie bang te wees nie. Ons mag God aanspreek as Abba, Vader. Een van die mees intieme aanspreekvorme. En dit bring ons by die volgende verrassing, as ons nou God se kinders is, waarom sug ons dan nou steeds? Ons sou verwag dat kinders van God altyd sorgeloos sou wees, dat ons lewe eintlik sonder twyfel, sonder vrees, sonder enige wandenke of wanhoop sou aanpak. Maar Paulus kyk eerlik na die wêreld en sê dat die hele skepping saam met ons sug. En dat ons as kinders van God ook sug. Paulus probeer nie om die lewe mooier voor te stel nie, as wat dit is nie, en hy beloof ook nie dat geloof alle pyn sal wegneem nie. Inteendeel, hy gebruik die woord sug en kreun 3 keer in hierdie teks, om die huidige toestand van die wêreld te beskryf.
Hy begin by die skepping en hy sê dat dit wat wag met reikhalende verlange, ekskuus julle, laat ek net gou weer my punt kry. Hy begin by die skepping en sê dat dit wag met reikhalende verlange en dat die wêreld sug asof dit in geboortepyne is. Die wêreld is nie meer soos God dit oorspronklik as baie goed geskep het nie. Sonde met die sondeval het alles verander en die hele skepping dra nou daardie letsels. Daarvan sien ons dit in droogtes, ons sien dit in sonde, ons sien dit in siekte en geweld en in rampe. Daardie letsels is elke dag in ons lewens. Maar die beeld van geboortepyne is eintlik so mooi en belangrik dat dit nie 'n pyn is wat dood of 'n einde bring nie, iets wat tot niet maak nie, maar 'n pyn is wat nuwe lewe deurbring. Nuwe lewe wat besig is om deur te breek. Die skepping is op pad na vernuwing. Die skepping is op pad na herstel. En daarom is hierdie sug wat ons dan sug in 'n wêreld vol sleg en sonde, nie een van wanhoop nie, maar een van verwagting. Paulus sê egter dat nie net die skepping nie, maar ons self ook sug. En dit is vir my baie vertroostend, want dit beteken dat ware gelowiges ook mag huil. Ons mag ook twyfel en vra, maar hoekom? Hoekom gebeur hierdie dinge met ons? En soos ons sug dan oor siekte en die dood, gebroke huwelike, kinders wat afdwaal, finansiële druk, so leef ons dan in 'n wêreld van krisisse waar niks meer vas of permanent voel nie. In daardie wanhoop van ons, waar ons sug, dink ek dan aan 'n lied of woorde wat Koos Du Plessis dan in 'n lied van hom geskryf het, waar hy sê, elke kamer is net gehuur en elke droom is net 'n skadu teen die muur. Ek dink julle sal dalk baie bekend wees met van hierdie woorde. Maar selfs as ons as gelowiges so vol wanhoop raak en voel dat alles is net tydelik, alles is net 'n skaduwee van dit wat dit werklik moet wees. Selfs dan kom die Bybel en veroordeel ons nie oor daardie vrae nie. Dit veroordeel ons nie oor ons wanhoop nie. God is dan nie ontstig oor ons eerlike sigte nie. Hy's nie ontstig wanneer ons so bietjie wanhoopig is nie. Hy kom juis dan nader en die Heilige Gees tree dan self in vir ons. Hierdie teks sê wanneer ons nie weet wat om te bid nie, tree die Heilige Gees vir ons in. Die groot troos is dat God van ons sigtinge, van ons ontstelthede, van ons vrese weet. Hy sien, hy hoor en hy verstaan dit. En hy draai nie sy rug op ons nie. Ons dien nie 'n God wat op 'n afstand staan nie, maar een wat in Christus self ons pyn geken het en gehuil het by Lazarus se graf. Wanneer ons nie meer woorde het nie, verstaan die Gees ons trane. Hy onderstreep dan hierdie vrese wat ons het. Hy beklemtoon dit eintlik deur te sê, God is hier. Ons hoef nie voor te gee dat alles reg is om goeie Christene dan te wees nie. Want God verstaan ons gebrokenheid. Maar hierdie sug is nie 'n einde nie. Ons het nou hierdie wete, ons is weer opnuut gesê dat ons as kinders van God hierdie konkrete waarheid het. Ons leef hierin.
Maar dis nie bloot waar dit stop nie. Dis nie al waarop ons hoef te fokus nie. Hierdie sug van ons is nie die einde nie. Ons sug juis omdat ons hoop en weet dat God nog nie klaar is met sy skepping of met ons nie. En toe ek hierdie gedagte raak gelees het, toe is dit eintlik vir my al bietjie teenstrydig. Hoe sug 'n mens met hoop? En ek was hierdie week betrokke by 'n jeugweek in die Parel en ek het by myself toe gedink, toe ek nou later gaan dink en hierdie preek ook skryf dat, ek dink deur die week was daar baie kere wat ek eintlik ook gesug het met hoop. Waar die kinders woelig was, moeg was, nie geluister het nie, rondgehardloop het en enige ding wat ek gesê het, net glad nie geland nie. Dan het ek vir myself gesug en het gesê, Carly, weet jy, dis oukei, dis amper middagete en dan gaan hulle rustig word. Hulle gaan een of ander oomblik, gaan hulle 'n bietjie van 'n lafenis ontvang, hulle gaan weer energie kry en dan gaan hulle weer bykom. Dit was 'n tipe sug van hoop. Nie 'n sug want, aarde hierdie dag wil net nie verbykom nie, maar 'n sug want ek weet iets goeds is op pad en iets goeds gaan kom. So is ook die sug waarvan Paulus hier praat, 'n sug met hoop. Ons sug nie net oor die slegte dinge rondom ons nie, of ons omstandighede wat dalk bietjie moeilik is nie. Ons sug eintlik met 'n hoop op dit wat kom. En dis moeilik om daaraan te dink. Maar ons leef tussen hierdie sug en die heerlikheid wat op pad is. En dit verander eintlik alles. Hoop is nie net iets wat ons moet voel nie. Dit is iets wat ons moet leef. En dis eintlik die tema waarby ek dan vandag wil uitkom, die slotsom van alles. As God ons aangeneem het en die Gees saam met ons sug, kan ons glad nie dieselfde mense bly nie. Ek onthou heel aan die begin van my studies in 2022, toe ek nog in matriek was, dit was nou voor my studies, het ek aan stranddienste deelgeneem, vakansiedienste daar in Hartenbos, en een van die temas wat ons bespreek het was hoop. En vir die eerste keer was dit asof daar 'n lig agter in my kop aangaan. Iets wat net ewe skielik by my kom staan het, met duidelikheid. Dat ons hoop, nie omdat ons hoop dat iets in die toekoms sal gebeur nie, maar ons as gelowiges kan hoop, juis oor die waarheid en die beloftes wat God reeds nagekom het. Ons kyk anders na die wêreld en moet mense van hoop wees in 'n tyd waar moedeloosheid en 'n klaagkultuur dalk maklik aansteek. Ek dink as ons kyk na die moedeloosheid rondom ons, is dit baie maklik om te vergeet dat God reeds erge rampe, erge verwoestinge steeds en reeds by mense was. Dat hy mense deur die woestyn ook gelei het. Ons vergeet soms dat God steeds hier is. En ons moenie ons probleme ontken nie, ons moenie sê ons probleme is dalk slegter of minder belangrik nie, maar Paulus doen dit ook nie. Ons moet slegs weier om te glo dat die donker die laaste woord is. Ons moet weer onthou dat ons nie net hoop op iets beter wat op pad is nie, maar dat ons hoop juis omdat God reeds sy beloftes nagekom het. Dat Jesus Christus juis gekom het en reeds ons van ons sondes versoen het. God is steeds op sy troon en die koninkryk breek reeds deur. Daarom kan ons realisties wees oor ons gebrokenheid, sonder om dit sinies aan te spreek of sinies te word. Ons moet ophou om net met negativiteit en vrees dit te versprei, maar dat ons eintlik ligdraer is en as ligdraers leef. Hoop is volgens my nooit net vir onsself bedoel nie. En ek dink volgens hierdie teks ook.
Net soos die aangenome dogtertjie aan die begin, haar nuwe familie nie vir haarself kon hou nie, moet ons die liefde wat ons ontvang het, ook eintlik uitdeel. Mense moet iets van God se koninkryk en vrede proe wanneer hulle ons ontmoet. Die wêreld het nie meer mense nodig wat net probleme uitwys nie, maar mense wat vrede bring, vergewe, mense wat dien en barmhartigheid bewys. Ons weerspieël hierdie lig van die wêreld en die Gees rus ons toe om soos kinders van God te leef, deur ons harte en prioriteite te verander. Elke daad van liefde en vergifnis laat iets van God se nuwe wêreld reeds nou deurbreek. En dis vir my so mooi, wanneer hierdie teks dan afsluit met Paulus se woorde wat sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Jesus Christus ons Here. Dit is vir my so 'n lang lys en ek hou daarvan as mense so eerlik net skryf. En ek dink hierdie is 'n getuienis eintlik dat Paulus so oorvloedig was van Christus se liefde. Dat hy so oortuig daarvan was, dat hy so beslissend kon skryf, dat daar niks is wat ons van God se liefde sal kan skei nie. Ons moet daardie dogtertjie dan vandag onthou op die vliegtuig. Sy het nie geweet wat die toekoms vir haar inhou nie, maar sy het geweet dat sy nie meer alleen is nie. En dit is wat die Here vandag vir ons ook sê. Jy behoort. En jy is nie meer 'n slaaf van vrees nie. Jy en die hele skepping gaan nog sug, maar dit is nie die laaste hoofstuk nie. Die Vader wat jou aangeneem het, sal jou nooit laat gaan nie en sal sy werk voltooi. Daarom leef ons vandag tussen hierdie twee werklikhede. Ons sug, maar ons behoort steeds. En ons mag dalk huil, maar ons moet steeds hoop. Ons weet dat daar 'n dag kom wanneer ons sug en ons wanhoop sal verander in lof en die skepping saam met God se kinders sal jubel. En tot daardie dag aanbreek, leef ons as mense van hoop. Want ons Vader het reeds die einde geskryf en sy laaste woord is heerlikheid. Amen.